Goeiemôre, so groot voorreg om u te groet in die liefdesnaam van Jesus Christus. Gistermiddag lê die Here 'n kragtige woord op my hart en vroeg vanoggend kan ek nie wag om op te staan om hierdie woord met u te deel nie. Die opskrif van my boodskap is vyhandigheid teenoor God. Ek praat vanoggend uit Lukas 16 van 6 tot 19 en ook Romeine hoofstuk 8 van vers 6 tot 17. Weet jy, daar was eendag 'n ryk man wat geleef het. En daar was ook 'n arm, siekerige man met die naam van Lazarus. Hierdie ryk man het in weelde geleef, hy het alles gehad wat hy wou hê. Hy het pragtige klere, hy het die duursaamste klere gedra. Hy het elke dag meer as genoeg gehad. Lazarus was siek, hy het niks gehad nie, maar hy het net verlang om die krummels wat van hierdie ryk man se tafel af te val, te kon eet. Weet jy, en Lazarus het afgesterwe, en kort daarna het die ryk man ook afgesterwe. Toe Lazarus afsterwe, het die engele vir Lazarus kom haal en hom na die boesem van Abraham geneem. So het die ryk man in die doderyk opgeëindig. En toe hy sy oë oop, sien hy vir Abraham en vir Lazarus in die verte. En hy roep na Abraham uit en sê, Vader Abraham, stuur Lazarus om sy vinger in die water te druk en op my tong te sit, want ek het dors en is warm hier. Maar Abraham sê vir hom, jy het weelderige lewe, jy het alles gehad wat jy kon hê. Lazarus het niks gehad nie. So jy het 'n oorvloed gehad en Lazarus het niks gehad nie. Vandag word Lazarus geseën. Maar jy is aan daai kant. En hy sê, goed, Vader Abraham, wees my barmhartig en genadig en stuur tog net vir Lazarus na my familiehuis toe om my broers te waarsku dat hulle sonde moet los en dat hulle moet bekeer in die Here en die Gees van God moet toelaat om hulle te lei. Maar Abraham sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie geluister het nie, sal hulle ook nie na 'n man luister wat uit die doodheid opstaan nie. Wat is die boodskap vir u en vir ek vanoggend? Weet jy wat? Ons moet, soos Paulus skryf in Romeine 8, ons moet nie die dinge van die vlees aanhang nie, maar liewer die dinge van die Gees. Want die vlees bring die dood, die ewige dood voor. Maar as ons in die Gees van God gelei word, bring dit die dinge van die Gees voor. En daarom moet ek en jy 'n plek bereik waar ons Jesus Christus aanneem as ons redder en ons saligmaker. En ons moet toelaat dat die Gees van God binne ons woon, dat hy ons lei elke dag en dat ons die woord uitleef en dat ons geestelike vrugte kan dra. Verander om dit te kan sien. En so ook die woord betuig, die woord uitdra na elke moontlike persoon, aller mensdom, al die nasies daar buite, dat voor hulle afsterwe, hulle Jesus Christus aanneem, tot in hom bekeer, sodat hulle nie in die doderyk opeindig, waar daar nie 'n terugkom van is, soos ons duidelik in hierdie woord kan sien nie. As jy tot sterwe gekom het, en jy het nie die Here gedien nie, jy het nie Jesus Christus aangeneem nie, jy laat nie toe dat die Gees van God jou lei nie, gaan jy opeindig waar hierdie ryk man opgeëindig het. Ons sien in die woord dat hierdie ryk man se naam nie genoem word nie. Dalk was sy naam uit die boek van die lewe gehaal, soos Openbaring 20:15 sê. Of dalk het hy net nooit God geken nie en daarom was sy naam nie belangrik nie. Maar ek wil vir u sê, maak seker dat u naam in die boek van die lewe bly. En laat toe dat die Gees van God u elke dag lei. Ek wil u aanhits deel graag as die Gees van God met u gepraat het vanoggend en u tot bekering roep. Deel graag hierdie woord met almal daar buite, sodat ons saaiers kan wees van hierdie woord en dat dit baie duisende mense kan bereik tot verheerliking van God alleen. Ek is pastoor Gary, ek laat hierdie woord vanoggend by u.
Brood en Water 5 minute woord seëngroete en weet net, Jesus is baie lief vir jou. Amen.